Vraag 7 is die vraag oor kalkulus. 7.1 vra dan, bepaal vir f aksent x vanuit eerste beginsels, indien fx x² plus x is. Nou, eerste beginsels beteken gebruik die lang manier om vir f aksent x te bepaal. Van die formuleblad af, f aksent x, onthou van die limietnotasie, by elke stap totdat jy vir h0 instel, is fx plus h minus fx op h. Nou, fx plus h beteken in fx stel in elke x se plek x plus h in. So, limietnotasie vooraan, by elke stap, fx plus h beteken x plus h in x se plek gekwadreer, plus x plus h in x se plek, minus, vir die formule se minus, en dan na die minus moet ons 'n hakie sit, want alles na die minus se tekens gaan verander, en fx is dan nou net die funksie, net soos wat hy gegee is, x² plus h. X² plus x. Jy kan dit ook apart, afsonderlik bereken, en eers vereenvoudig, en dan kan jy dit in die formule kom instel, dis ook 100% reg. Die vereenvoudiging hiervan is dan nou x² plus 2hx plus h² plus x plus h. En as ons die minus daarin vermenigvuldig, minus x² en die minus by die tweede term ook, minus x, en dit alles deel ons deur h. Nou kan ons uitkanselleer, plus x² en minus x² kanselleer uit, plus x en minus x kanselleer uit. En as jy reg vereenvoudig en uitgekanselleer het, behoort daar 'n h in elke een van die terme wat oor is te wees wat jy gemeenskaplik kan uithaal. Nog steeds die limietnotasie vooraan, omdat 0 nog nie in h se plek ingestel is nie. Nou haal ons 'n gemeenskaplike h uit die eerste term, daar bly 2x van oor, gemeenskaplike h uit die tweede term, net h bly oor, gemeenskaplike h uit die derde term, 1 bly as 'n plekhouer oor, omdat ons die hele term uitgehaal het, alles op h. Nou is daar 'n gemeenskaplike faktor in die tellers en die noemers van h wat ons kan uitkanselleer. En nou kan ons 0 in h se plek gaan instel. 2x is die eerste term, daar is nie 'n h in nie. H is die tweede term, as ons 0 instel, word hy net 0, en die derde term is net plus 1. So die afgeleide met eerste beginsels is 2x plus 1, wat jy met jou differentiasie reëls ook kan toets. Die vraag tel 5 punte, 'n punt vir die regte formule gebruik van die formuleblad af, 'n punt vir die substitusie van fx plus h, 'n punt vir die vereenvoudiging wat reg is, 'n punt vir die gemeenskaplike faktor wat uitgehaal is, en dan 'n punt vir die afgeleide se bepaling. Vraag 7.2 sê, bepaal f aksent x indien fx daai 3 terme is. Nou die terme is reeds in die regte formaat, daar's nie vierkantswortels nie, daar's nie hakkies nie, alles is aparte terme, x staan oral met sy voete op die grond, so dan kan ons net f aksent x in die notasie waarin dit gevra is, beantwoord. So 5 vermenigvuldig met 2 is 10x tot die 5 minus 1 is 4, minus 3 vermenigvuldig met 4 is minus 12x tot die 4 minus 1 is 3, en plus 8x, plus iets x se afgeleide is net daardie iets. So 3 punte vir daai een, 1 vir elke term wat korrek afgelei is. Vraag 7.3 sê, die raaklyn, en die raaklyn se gradiënt is gelyk aan die raaklyn van die kurwe by die raakpunt. Nou die raaklyn aan gx wat 'n derde graadse funksie is, het 'n minimum helling by die punt minus 1 minus 7. Nou die helling is die steilste by die buigpunt aan 'n derde graadse funksie. Omdat die helling hier negatief is dit 'n minimum helling, want hy is die grootste negatiewe waarde. So waar die helling die grootste negatiewe waarde het,
daar is die buigpunt. So ons weet dat daai punt moet die buigpunt van hierdie derde graadse funksie wees. By die buigpunt verander die konkaviteit van die funksie van konkaaf op na konkaaf af. Nou die vraag is, vir watter waardes van x sal g konkaaf op wees? Nou moet ons bepaal of is hy konkaaf op of af, links of regs van die buigpunt. En die buigpunt is waar die tweede afgeleide gelyk is aan 0. So die eerste afgeleide van x is dan 3 mal a, is 3ax kwadraat, plus 2 mal 3 is 6x, plus b. Die tweede afgeleide is 2 mal 3 is 6ax plus 6. En waar die tweede afgeleide gelyk is aan 0, daar is die buigpunt. Nou weet ons die buigpunt is by minus 1, so ons kan die tweede afgeleide by minus 1 gaan bepaal, om vir a te kry. X is nou minus 1 plus 6 is gelyk aan 0, want die buigpunt, tweede afgeleide is gelyk aan 0 by die buigpunt. So nou is hier 'n minus 6a is gelyk aan minus 6, so a is gelyk aan 1, en as a gelyk is aan 1, dan weet ons die derde graadse funksie begin positief op. So dan weet ons hy loop iets soos daai, en dan gaan hy deur die buigpunt, en dan, oepsie, iets soos daai, deur die buigpunt, en iets van die aard. So, omdat a positief is, weet ons, hy begin stygend, die derde graadse funksie. So, links van die buigpunt is die derde graadse funksie konkaaf af, en regs van die buigpunt is die derde graadse funksie konkaaf op. Dit het ons bepaal deur a se teken te bepaal. Nou die vraag is, vir watter waardes van x sal g konkaaf op wees? So dit is regs van die buigpunt, so dit is vir x groter as minus 1, wat die x-koördinaat van die buigpunt is. By die buigpunt self is hy nie konkaaf op of af nie, net regs of links van die buigpunt is die konkaviteit. So die puntetoekenning vir daai vraag is 4 punte. Daar is 'n punt toegeken vir die eerste afgeleide wat korrek bepaal is, 'n punt toegeken vir die tweede afgeleide wat gelykgestel is aan 0, vir a wat bepaal is, en vir die x-waardes waar die funksie konkaaf op is.